Amen. Ons kan op daardie woorde wat hulle nou net vir ons gesing het, net sê amen. Ook hierdie oggend, it's all about you, Jesus. Dis hoekom ons hier is. Dit gaan net oor hom. En mag ek en jy dit so beleef. Ek wil vir almal sê baie welkom. Jy wat aanlyn inskakel, baie welkom. Ook almal wat hier is vanoggend, terwyl ek môre sê, kom ons groet mekaar. Steek jy hande uit. Kom ons sê vir die ouens om jou en langs jou baie welkom. En dan wil ek weet, is hier enige besoekers vanoggend? Enige besoekers? Douglas, jy moet maar vorentoe kom, jong. Enige besoekers, daar is hy, baie welkom. Hou die hande vir my in die lug, nee, want jy gaan baie bly wees as jy jou hand in die lug hou, nee. So as vir ons besoekers sê welkom, daar op die galery is daar nie besoekers nie, dan Brenda, as jy weer 'n besoeker, na die knieg, na die knieg, maar ek dink daai knieg kan nou al mooi trap, Daar sê ons sê vir die Here ook sommer daarvoor dankie. Is hier enige iemand wat verjaar? Kom ons kyk. Daar is hy. Nou kan Brenda hand opsteek. Hieronder is hier enige verjaarsdae hierdie afgelope tyd. Kom, hou die hande in die lug. Douglas gaan vir jou iets soets uitdeel. So jy moet nou maar mooi kyk oral waar 'n hand is. Ons wil vir almal wat verjaar sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy strome seën ontvang. En vir ons besoekers wil ons sê baie welkom. Dis vir jou lekker, dis vir ons lekker dat julle hier is. En mag dit vir julle ook lekker wees. En ek wil net vir hierdie jongman sê, ek sien jy's 'n besoeker want jy het nie 'n baadjie aan nie. Hierdie kerkgebou is yskoud hoor. Kry jy warm? Dis cool. Daar is hy. Maar baie welkom almal. Dis lekker om julle vandag hier in die huis van die Here te sien. Ek wil net sien daar op die galery, steek maar julle hande op. Douglas is op pad soontoe. Hieronder het almal gekry. Daar is nie 'n hand oorgeslaan nie, Dan moet jy vir ons opsteek. Daar op die galery steek gou hande op. Dan gaan hy vir jou ietsie uitdeel. Baie dankie. Dan wil ek net jou aandag op ons afkondigings vestig. Ek wil nou nie alles sê wat Frederik gaan sê nie, maar ek wil tog sê almal wat Vrydag geondersteun het, baie dankie. Ek sê altyd ons het so twee groepe mense by die kerk. Ons het aan die een kant die werkers, dis die koördineerders en dis almal wat kom werk. En het hulle nie gewerk nie. As jy op ons gemeente se Facebook kyk, sal jy die foto's sien. Dit lyk soos honderde hamburgers wat uitgepak is en wors wat gebraai word en gaan kyk maar gerus na die foto's op die Facebook. Ek wil vir al die werkers sê baie dankie. Maar dan wil ek ook baie dankie sê aan die kopers. Daar's mense wat ons regtig ondersteun het, wat Vrydag hulle aandete hier by die kerk kom koop het en ons wil vir julle sê baie dankie. Saam maak dit 'n reuse verskil in ons gemeente en jy kan nou kies, daar's so 1 of 2 of 3 keuses. Daar is hy. Baie dankie. Baie dankie, Douglas. Ek gaan hierdie hierso eers sit, ons gaan nou wegvat. Goed, dan as jy na die afkondigings kyk, dan wil ek net so ook so 1 of 2 sake uithaal. Tannie Magriet Wright, ek kon amper nie glo nie, sy vier haar 85ste verjaarsdag. So ons wil as gemeente vir Tannie Magriet Wright ook sê baie geluk met haar verjaarsdag. Dis nou ons spesiale verjaarsdag is almal wat bo 80 jaar oud is, wat ons pertinent by die naam noem. En dan wil ek, terwyl ek nou vir almal sê, maar die goue anker sê vir my, jy kan al deel word van die goue anker, wat 'n ouderdom bo 50, So ek kan ook al, ek kwalifiseer ook al, Maar die goue ankers se byeenkoms 7 Augustus, dis nou hierdie donderdag, skuif na die revue by Hoërskool Johan Jurgens, Skakel vir Jackie vir enige navraag. So almal wat kan ek maar sê bo 50 is en wat daai tydsgleef oop het, dit is spesifiek vir die senior lidmate, sê die mense van Johan Jurgens, julle is welkom, skakel vir Tannie Jackie. Ek het gehoor ons is alreeds net ons gemeente 20 mense en dan is daar by die hervormde kerk klink my nog 10 mense en daar was nog van die ander plekke. So maar ek is baie trots op Springs-Oos wat al heel wat mense aangedui het dat hulle wel gaan. So laat weet hulle gaan gerus saam. Die res moet jy asseblief lees. Onthou ons bekerloop oor projek. Ons vergeet baie keer bietjie van hom. Gaan maak asseblief 'n draai. As jy nog nie 'n draai daar gaan maak het nie, gaan kyk asseblief na die winkel. Praat met Reinier of
met Adelaide, julle net julle hande so opsteek Reinier. En Adelaide, as enige iemand navraag het oor die winkel, of jy wil iets skenk, of jy wil dalk iets koop, of hulle sal sekerlik, as jy nie in daai ure daar kan uitkom nie, en jy maak 'n afspraak met hulle, sal hulle ook vir jou seker kan help. Is ek reg? Julle sal mense kan akkommodeer wat 'n afspraak met julle maak. Wat sê, hoorie, maar ek wil donderdagmiddag 4:00 gaan kyk, dan is hulle in elk geval, ja, dan sal hulle reël. Maak net 'n reëling met hulle, as julle graag by die winkel wil uitkom. Goed. Dit is dan, wil ek die naam op die voorbereidingslys lees, en dan gaan ek vir Frederik oorgee. Ek lees die name, ons vra voorbidding vir Johan Kobus en familie met die afsterwe van hulle moeder, Tannie Joey Barkhuizen. Nou, Tannie Joey was vir baie lank lidmaat in ons gemeente. Ek onthou, ek het oom Norman destyds al begrawe, en Tannie Joey was ons almal se ou moedertjie, né? En ons was almal baie lief vir haar, en Tannie Joey is die afgelope week oorlede. So kom ons dink aan haar familie en haar vriende in hierdie tyd, en ons bid regtig vir hulle. Die begrafnis sal 10:10 Vrydag 11:00 plaasvind hier by ons gemeente. En dan mense wat ons voorbidding nodig het, ons vra steeds voorbidding vir Marno, Valerie en Baba Zandrey. Rudy Botha was ook in en uit die hospitaal die afgelope week. Ons vra ook voorbidding vir Nathan Horn nog steeds, wat baie ernstig siek is. Ons vra voorbidding vir oom Ivan Moore, vir Tannie Magriet Wright. Ons vra voorbidding vir Corinne Shaw en Adrie Pretorius. Hulle albei die afgelope tyd 'n knievervanging agter die rug. En so dink aan hulle. Hulle sê dit was maar pynlik, in beide gevalle. So ons dink ook aan hulle in hierdie tyd. Ons vra voorbidding vir Frikkie Rousseau, vir Annetjie Lourens. Al is sy nou nie meer lidmaat nie, bly ons vir haar bid, die heupprobleem wat sy het. Vir Claudie Gous, vir Mimpie Gous, vir oom Thys en Tannie Mara Venter. Ons bid steeds vir jou, Johan. Ek het jou daar agter gesien in die kerk, Johan Skeepers. Dit gaan maar partykeer bietjie op en af, en moedeloos, en dan weer beter, nê. Maar weet ons vertrou die Here saam met jou, dat dit net beter gaan, soos die nuwe seisoen kom en die somer mag dit sommer net beter gaan. Ons vra ook voorbidding vir oom Chris Botes, dis Arista se pa, oom Willie en Tannie Tolla Niemand, dan ook nog steeds vir Wanda van der Mest, Francesca en Suzette. Hulle het 'n lang pad gewoonlik na so 'n beroerte om te herstel. Maar dit is treetjie vir treetjie, en dit gaan in almal se gevalle bietjie beter, maar ons hou hulle name op ons voorbiddingslys. Ons vra ook voorbidding vir oom Ad Foster, vir Tannie Annie Blighnout, oom Willie en Tannie Elise Nienaber, oom Johan en Tannie Frida Havenga, vir juffrou Annemarie Vermaas, ook nog steeds vir JP, dis Hanlie se broer, ook vir Rudy Botha se pa Johan. En dan op die onkologielys, mense waarvoor ons ook bid, is Hetty Boshoff, dan ook Louis Nel, Anton Erasmus, Nettie Martens, Chantel Kloete, Chandri Raman, Henny Nodee, Martin Bronkhorst, Annie Zaaiman, Kobus Koetser, Piet Smits, Hetty van Wyk en Frida Span. Dis almal op ons voorbiddingslys. Baie dankie. Kom ons wees getrou in ons voorbidding, en kom ons maak seker ook op hierdie manier, hou ons mekaar in gebed uit voor die Here. OK. Frederik sê, hy gaan sommer op daai een gesels. Net aansit, daar sy. Daar's ons nou op die lig. Goeiemôre broers en susters, en al die mooi kinders, en die ouens wat inskakel. Baie welkom ook hierso, en dankie dat julle my 'n geleentheid gee. Ek het vanmôre toe ek opstaan, het ek vir my vrou gesê, sy moet vir my naamplaatjie opsit, wat sê dankie. Nou van verf kan dit miskien lyk soos donkie, maar dan's donkie ook gepas, want jy weet, Biliam het donkie het met hom gepraat, so die Here het hom gebruik as 'n spreekbuis, so partykeer is dit miskien omdat ek die spreekbuis is, en aan die ander kant is dit was ook 'n vervoermiddel vir Jesus Christus. So donkie is net so gepas, maar ek wil vir jou vandag sê dankie. Ek wil vir elkeen van julle sê dankie, en ek het dit my punt gemaak om al by die hek te staan, en so ver as moontlik te groet, totdat ons geleentheid was om in te gaan. Ouens, ek vir julle sê dankie vir 'n gemeente wat saamvat, wat raakvat, wat vasvat, wat 'n verskil maak, wat 'n verskil nie net maak in terme van hoe hulle moue oprol nie, maar wat 'n verskil in gebed ook maak, 'n verskil in same
net 'n saamleef maak en ons ervaar dit. Dis nie daai, jy weet, ons staan daar buite by die hek en dit is nie 'n stywe hand uitsteek nie, dit is 'n kom hierso. Kom klim jy onder my vlerke. En dis wat dit so lekker is. En toe ek vanmôre hiernatoe ry, en my hart is vol dankbaarheid. Regtig waar vir julle sê, want kom maar 'n lot gedagtes by my op. Jy weet, ek is ook dankbaar dat ons nooit by 'n punt hoef te kom. Daar's mos twee goed wat in die NG Kerk eintlik nooit moet gebeur nie. Jy mag nie oor die tyd preek nie en jy mag nie oor geld praat nie. En in hierdie kerk preek ons oor die tyd. In hierdie kerk praat ons oor geld. En kan ons vir mekaar sê, die afgelope week het ons soveel ingekry dat ons kon salarisse betaal met 'n surplus wat oor is in die rekening. Kan ek vir julle sê dat ons met daai verkope het mense soveel bestellings gekry dat ons baie naby op pad is na R20,000. Dit is 'n wonderlike seën wat 'n mens dit kry. Maar kan ek ook vir jou sê, is mense hart ook vol dankbaarheid. Dankbaarheid van my beker loop oor winkel, wat oorloop van die skenkings. Dankbaar oor kinders wat in die kategese sit. Dankbaar oor ouers wat hulle gesinne nog kerk toe bring. En so kan ons uitbrei oor dankbaarheid. En was dit vir my belangrik, ek gaan kyk toe en ek sê, maar dis, jy weet, ons kan hoef dankbaar wees, maar kom ons trek dit terug na die woord toe, want dan is dit die waarheid. En dan is dit juist die ding wat die goeders vassement. En ek wil vir julle graag so 4 teksverse lees, uit 'n hart van dankbaarheid. En ek wil hê julle moet dit ook ervaar. Ek sê, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. 1 Tessalonisense 5, vers 16 tot 18. Filippense 4, vers 6 tot 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En ek moet vir jou sê, ons het nogal in hierdie week het ons daai vrede nodig gehad, daai stuk dankbaarheid wat 'n ou nou kan hê, maar dit was nie maklik. Dis ook nie maklik, weet ek, wanneer 'n mens nie kan salarisse betaal nie. En die wolf is letterlik by die deur. 1 Korintiërs 15:57, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Dis daai dankbaarheid wat ons kan hê. En dan 1 Kronieke 16 vers 34, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. So mag jy vandag, julle wat in hierdie gebou is, julle wat aanlyn is, mag julle regtig ook deel in die dankbaarheid wat ons het. En dan so cherry op die koek, 'n ekstra stuk dankbaarheid, daar wen Gerard sy geveg ook, en is ons dankbaar oor daai uitklop hou ook. So dankbaar ook vir dit. En laat my dan toe, ek wil graag net vir ons 'n gebed doen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre hier in U huis by mekaar kan kom. Maar dankie vir elkeen wat nie net maar hier sit om die bank vol te maak nie, maar wat se hart in pas is met U wil vir ons gemeente. En ons eer U daarvoor. Dankie, dankie, dankie. In die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie Frederik, en ek wil net hierdie daar agter sit. Daar sê, baie dankie Frederik, ons weet dit kom ook uit jou hart uit, en vanoggend staan ons regtig net met dankbare harte voor die Here. En dit gebeur, onthou julle vir hierdie week het Frederik gesê, dit jou 5 broodjies en 2 visse. Niks meer nie, net dit wat jy vir die Here kan gee. En baie mense het hulle 5 broodjies en die Here het dit vermeerder. Ek moet dit absoluut sê vandag. So ons sê dankie vir die Here daarvoor. Maar kom ons raak stil voor hom. Kom ons begin ook hierdie erediens met dankbare harte. En kom ons sê vir die Here, dankie Here. Terwyl jy so stil word, dink bietjie, wat is daar in jou lewe waarvoor jy vir die Here vanoggend dankie kan sê? En ek wil vir jou uitnooi, sê dit vir hom, sê vir hom dankie Here, dankie vir dit. Dankie vir hierdie gawe.
Here, dankie dat U ons Vader is, ons Vader, ons hemelse Vader, ons Papa Vader. Ons kan vanoggend maar net by U kom sit en sê dankie, U sorg vir ons, U beskerm ons, U seën ons, U oorspoel ons met U guns en met U liefde. Ja Here, U weet wat ons nodig het. U sê in die woord, watter pa sal vir sy kind 'n klip gee of 'n skorpioen gee as hy brood vra. Geen pa sal dit doen nie, hoeveel te meer sal U nie ook vir ons sorg nie. U sê dit in die woord. En ons wil vandag voor U kom staan en sê, dankie Vader, dankie vir U sorg. Dankie dat ons hier kan wees, dankie vir gesondheid, dankie vir 'n gemeente wat omgee, dankie vir 'n gemeente, Here, wat U aanbid. Dankie vir mense wat hulle gawes uitleef. Dankie vir mense wat 2 visse en 5 broodjies kon gee. Dankie Here dat U met ons op pad is. Dankie dat U ons nooit sal los nie. Dankie dat ons nie hoef te bekommer oor die dag van môre nie, want ons weet Here, U sorg. En help ons Heilige Gees om allereers U koninkryk te soek en U wil te soek. Dan weet ons, sê U woord, dan sal U ons sorg. Maak ons so gemeente. Maak ons sulke gesinne. Maak ons sulke mense, Here, wat in die eerste plek altyd U koninkryk soek en U wil soek. Dan weet ons mos U sal ook sorg vir dit wat ons nodig het. En ons eer U daarvoor. Dankie dat ons dit mag bid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Mag jy dit so beleef vandag, jy het 'n hemelse Vader. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Ons het 'n hemelse Vader, hy het jou lief, hy wil vir jou sorg, hy wil jou beskerm, hy wil elke oomblik by jou wees, elke treukie, hy wil in 'n verhouding met jou leef en met my leef, en mag ons die volheid daarvan geniet. Ons kan dit verklaar in die naam van ons Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. So kom ons loof die Here, en interessant, die eerste lied is 'n danklied, nê? Waar ons sê, dankie Jesus, dankie Jesus. Daar's nie iets anders wat ons kan sing as dit vanoggend nie. Ons sing Juig al wat leef, daarna sing ons nog 2 liedere wat jy kan bly staan, en daarna gaan ons die Here dien met ons dankoffers. Kom ons loof die Here, dankie.
I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Him, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Ek bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer aan U. Ek bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer aan U. En ek kniel voor U neer, in die ewige Heer. En ek hef my hart en my hande op tot U. En ek kniel voor U neer, in die ewige Heer. En ek hef my hart en my hande op tot U. Ons sê dankie vir die musiek. Kom ons dien die Here met ons dankoffers en met ons offergawe. Kom ons sê daarmee ook dankie. Ons moet hier ook sê dankie Here. Dankie vir dankoffers te gee en offergawe. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your all. And come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. And still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. Come, and now is the time to worship. Come, and now is the time to give your all. And come, just as you are to worship. And come, just as you are before your God. And come, and one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. And still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. And come, and now is the time to worship. And come, and now is the time to give your all. And come, just as you are to worship. And come,
is the time to worship. Come, now is the time to give your all. And come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Baie dankie aan ons musiekbediening en is dit nie wonderlik om ook net vir die Here te sê, dis net tyd om te worship. Worship is baie meer as net die sang, natuurlik. Lofprysing is verskriklik belangrik en ons gaan eendag in die hemel staan en ons gaan die Here loof en ons gaan hom aanbid vir wie hy is. Maar natuurlik ook is worship 'n hele leefwyse. Dit is om gehoorsaam te wees aan die Here is deel van ons worship. Om op die plek te wees waar die Here wil hê ons moet sy sout en sy lig wees is deel van worship. So worship is baie groot. Alles wat ons doen, alles wat ons sê is deel van worship. Maar voordat ons lees, kom ons bid eers saam en vra vir die Here om vir ons sy woord oop te maak. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag die voorreg het om u stem te kan hoor. Here, ons wil 'n gemeente wees wat u worship. En alles wat ons sê, alles wat ons doen, ook wanneer ons lofprys, ook wanneer ons saam is, saam u dien, Here, wanneer ons aan u gehoorsaam is, wil ons u aanbid vir wie u is. U wat op die troon sit. En ook vanoggend wil ons dit doen. Ons wil u kom aanbid. Vader, daarom wil ons vra, sal u vanoggend u hart aan ons openbaar, ook as ons uit die woord lees. Mag hierdie woorde ons geestelik opbou, Here. Want ons is u tempels. Ons elkeen wat hier sit is 'n tempel van die Heilige Gees. En u werk aan hierdie tempels. Heilige Gees is besig om ons te bou, steentjie vir steentjie, tot eer van God. En vanoggend gee ons vir u die reg. Kom bou ons, kom vorm ons, kom maak ons soos u wil hê ons moet wees. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Nehemia hoofstuk 1. Jy sal sien, dis deel van ons reeks. Ons sluit ons reeks bou af. Bou deel 3, Nehemia, dis tyd. Ons tema vanoggend is tyd om jou mure te herbou. Julle sal onthou, ons eerste tema het gehandel oor die vraag, hoe lyk jou fondasie? Ons het vir mekaar gesê op die ou einde, ons kan nie anders as om op rots te bou nie, en die rots is Jesus Christus. Ons hele lewe moet in hom geanker wees. Ons het verlede week gesê, ons moet ook natuurlik mure bou, en ons het die beeld gebruik dat die mure in ons lewens wat ons moet bou, ons anders moet maak as die wêreld, nê? Daar moet 'n duidelike muur wees tussen reg en verkeerd. Daar moet 'n duidelike muur in jou lewe wees tussen rein en onrein. Tussen dit wat vir God aanvaarbaar is en dit wat nie vir die Here aanvaarbaar is nie. Dis hoekom die Here vir ons sy wet byvoorbeeld gegee het om ons te help. Hoekom? Want ons is op die ou einde 'n tempel vir die Here. Ons leef afgesonder vir hom. So ons moet mure bou. Daar's duidelike mure wat ons in die samelewing moet bou, wat ons in die wêreld moet bou, wat ons vir die wêreld moet wys ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons lyk anders. Ons het 'n getuienis wat ons as kinders van die Here uitleef. En nou vanoggend gaan ons natuurlik verder en ons gaan nie net mure moet herbou in ons lewens nie, of bou, kom ek herhaal myself, ons gaan nie net mure moet bou in ons lewens nie, ons gaan baie keer ook mure moet herbou in ons lewens. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit ook vir mekaar sê. Dit is 'n baie belangrike tema ook in die woord van die Here. As ons begin praat oor mure wat herbou moet word, want destyds het elke stad mure omgehad. So dit was 'n baie bekende beeld en 'n tema ook in die tyd van die Ou Testament.
Maar kom ons lees Nehemia hoofstuk 1, ons lees daardie baie bekende verhaal, waar die Here vir Nehemia roep om die muur van Jerusalem te gaan bou. Maar kom ons lees dit, Nehemia hoofstuk 1. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakalja. Dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Hanani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daarlank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek bid, of wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie, ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Dink tog aan die belofte wat u aan u dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer bymekaar maak, al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk vir u wie u met groot mag en krag gered het. Ag Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars. Hulle vir wie dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man, dis nou die koning, my simpatiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Want hy moes nou verlof van die koning vra om die muur te gaan herbou. Maar net tot sover ons skriflesing. Nou mense, as ek nou vanoggend vir jou sê, ons leef in 'n vervalle tyd, dan is dit nie nuwe nuus nie, nê? Ons almal weet dit. Ons almal sien dit. Ons leef in 'n vervalle tyd. Kyk nou die prentjie daar. Dis omtrent hoe die wêreld lyk waarin ek en jy vandag leef. Ek kon 'n klomp prentjies opsit. Ek het nou daai een gekies want dit het nou direk te doen met die oorlog daar in Oekraïne, nê? Maar ek kon ander prentjies ook gewys het. Ek kon prentjies gewys het van hongersnood. Ek kon prentjies gewys het van ekonomiese prentjies. Julle weet ons daai pyltjies van die ekonomie wat besig is om te val. Daar's honderde prentjies wat ek vir jou kan wys om vir jou te sê, maar ons leef in 'n vervalle tyd. Die wêreld is in 'n vervalle toestand, nê? Oral is daar misdaad en korrupsie en geweld. Maar as ek vanoggend vir jou sê ons leef in 'n vervalle tyd, dan praat ek nie van die wêreld waarin ek en jy elke dag leef nie. Want jy sien, sonder Jesus is hierdie wêreld in elk geval verlore. Sonder Jesus is hierdie wêreld in elk geval in 'n vervalle toestand. Die probleem is eintlik baie groter. Want sien, ek het nog 'n prentjie saamgebring. Dis hoe die kerk vandag lyk. Hierdie bouval op die skerm, né? Jy kan sien dis 'n bouval, 'n ruïne. Hierdie vervalle toestand stel die kerk voor. En wie is die kerk? Die kerk is nie hierdie gebou nie. Ons spog, ons het 'n mooi dak op ons gebou gesit. Dit lyk nie so nie, maar geestelik as jy na die kerk kyk, dan is die kerk kinders van die Here. Elkeen wat sê ek ken die Here Jesus, ek volg hom. Ek is een van sy skape. Ek het my hart en my lewe vir Jesus gegee. Ons is die kerk en baie keer lyk ons lewens so. So as ek vir jou sê ons leef in 'n vervalle toestand, dan begin dit eintlik by onsself. Ons wat sê ons is kinders van die Here. Wie se geestelike mure vervalle is. Want die vyand weet, die duiwel weet, sonder geestelike mure is ek en jy eintlik 'n oop teiken vir die vyand.
Sonder geestelike mure staan ek en jy eintlik weerloos voor hom. Kom ons dink so 'n bietjie. Jou en my geestelike mure, wat maak dat ek en jy sterk in die Here staan? Dink 'n bietjie daai mure wat maak, wat jou vasanker, wat jou daai huis maak wat op die rots gebou word. Daardie mure wat jou sterk maak, wat is daar op die oomblik wat besig is om dit af te breek? Wat maak jou weerloos vir die aanvalle van die vyand? Wat maak dat jou en my lewe in net so 'n vervalle toestand is, soos wat die wêreld lyk vandag? Nou daar kan 'n klomp goed wees. Ons kan dit 'n naam gee. Kom ons begin by die eerste een. Sonde kan dit veroorsaak. Ongehoorsaamheid aan die Here kan sulke gate in die mure maak van ons geestelike lewe. Maar nie net sonde nie, sonde wat ons doelbewus toelaat nie, ook verwaarlosing. Want sien, as ons verhouding met die Here begin afskeep, as ons nie meer Bybel lees nie, as ons nie meer bid nie, as ons nie meer kerk toe kom nie, dan begin die mure verbrokkel. Want dis mos wat met mure gebeur wat nie in stand gehou word nie. Enige plek, as jy 'n gebou nie in stand hou nie, dan moet jy weet, daai plek is besig om agteruit te gaan. Dit verniel. Ons verwaarloos baie keer ook ons verhouding met die mense rondom ons huwelike, ons gesinne. Hoeveel kinders vandag leef in 'n vervalle toestand, bloot net omdat pa en ma afwesig is. Bloot net omdat pa en ma self in 'n toestand is. Ek sien dit baie keer, dan sal die skole my vra, dominee, kom asseblief en kom help met berading, dan sit ek met 'n kind, dan is beide sy ouers vasgevang in dwelmmiddels, of vasgevang in alkohol, of vasgevang, en mens sien hierdie vervalle toestand. 'n Kind wat eintlik sonder 'n ma en pa groot word. En ek kan jou weet, baie van daai mense, as jy vir hulle sou vra, wat glo julle, dan sê hulle is Christene. Maar in die, kan ek maar sê, meantime is die mure afgebreek. Ons skeep ons kinders se verhouding met die Here af. Ons hou nie huisgodsdiens nie. Ons vergeet die woorde van Deuteronomium 6, vers 6 en 7, wat sê, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. So kinders moet groot word in 'n huis waar die wet en die woord van God weer klank, weer galm. Weet jy wat breek nog mense se mure af? Baie keer seer kry. Iemand het vir jou 'n verkeerde ding gesê. Iemand het jou uitgehaal. Kom ek noem dit nou maar so, nê. En nou sit jy met hierdie onvergewingsgesindheid. En jy sit met hierdie bitterheid. Weet jy, daai bitterheid en onvergewingsgesindheid breek mure af. Vrees maak dat die kerk se geestelike mure in vervalle toestand is. Want ons leef in 'n tyd waar mense bang is om openlik te getuig dat jy 'n kind van die Here is. Jy kan nie openlik meer standpunt inneem nie, want dis vir die wêreld irrelevant in elk geval. En nou is ons bang, want ons leef in 'n tyd waar jy niemand mag aanstoot gee nie, waar almal maar kan glo wat hulle wil. En intussen is die kerk se mure besig om te verkrummel. Nou in ons skriflesing vanoggend sien ons, Jerusalem is in 'n vervalle toestand. Jerusalem is 'n bouval. Die mure is nie net fisies afgebreek nie. Ons moenie vaskyk teen die fisiese mure nie. Maar ook veral teen die geestelike mure. Die geestelike mure is afgebreek. Want as jy kyk na Israel se verhouding met die Here, dan sien jy die vervalle toestand. Hulle het hulle rug op die Here gedraai. Hulle het begin afgode aanbid. Hulle was ongehoorsaam aan die Here. En daarom is hulle lewens nie net fisies 'n bouval gewees nie, maar ook geestelik. Hulle lewe was letterlik in 'n toestand gewees. Miskien sit hier iemand vanoggend wat voel, maar my lewe is in 'n toestand. As ek na my geestelike mure kyk, dan voel dit soos 'n bouval. Maar weet jy wat vir my so opvallend is, en so aangrypend is as ek hierdie brief, of hierdie boek van Nehemia lees, dan is hierdie bouval prentjie
nie die prentjie wat die Here vir jou en my lewe het nie. Ek het daai een lyk my geskiep, nê. Maak nie saak nie. Dan is dit nie die prentjie wat die Here vir jou en my lewe het nie. Dis nie God se prentjie vir sy kerk nie. Die Here wil hê ons lewens moet nie in so 'n vervalle toestand wees nie. Daarom roep die Here vir Nehemia. Want dinge kan nie so aangaan nie. Toe die manne vir Nehemia kom vertel wat in Jerusalem gebeur. Toe kon Nehemia op een van twee maniere reageer het. Aan die een kant kon hy net agteroor gesit en kla het en gesê het, weet julle wat, dis alles daai Babiloniërs se skuld. Die vieslike Babiloniërs. Dis hulle wat die mure afgebreek het. Dis hulle wat die tempel, afgebreek het tot die grond toe. Of hy kon vinger gewys het na die ander Israeliete toe en sê, kyk net daar, daai mense in Jerusalem, hulle almal sit hande gevou. Nie een van hulle is bereid om iets te doen nie. En hy kon agteroor bly sit het en passief gereageer het. Dis hoe baie mense reageer wanneer die kerk in 'n vervalle toestand is. Of, aan die ander kant, kon Nehemia opstaan en iets doen, en dis hoe hy reageer. Ons lees dit, hy het opgestaan. Wat doen hy? Hy gaan sonder hom af. Wat doen hy? Hy gaan bid. Alles begin by gebed. Ons kan kla oor hierdie wêreld, en ons kan kla dat die Christendom agteruit gaan, en ons kan kla dat kerke leegloop, en ons kan kla, maar mense, dit gaan nie help nie. Dis 'n passiewe reaksie. Kyk wat doen Nehemia. Hy staan op. Hy sonder hom af. Hy gaan bid. Hy gaan treur oor die vervalle toestand van sy eie mense. Hy besef hoekom die volk in so 'n vervalle toestand is. Hy sê dis hulle sonde wat dit veroorsaak het. Hy maak nie verskoning nie. Hy blameer niemand nie. Hy het berou, nie net oor die volk se sondes nie, maar ook sy eie sondes. Hy gaan so ver en sê, maar ook ek het gesondig. Ook my familie is skuldig. Hy wys nie die vinger na ander mense toe nie. Maar hy het berou oor sy volk se sondes, oor sy eie sondes, oor sy voorvaders se sondes. En hy bely dit opreg voor die Here. Ons het dit gelees in daardie gebed. Waar moet ons begin? Wat moet ons reaksie wees as ons sien in watter vervalle toestand die land en die kerk is? Mense, dit begin by gebed. Dit begin by harte wat oop skeer voor God en sê, Here, so kan dit nie langer aangaan nie. Wanneer laas het jy gehuil oor die vervalle toestand van Suid-Afrika? Oor die vervalle toestand van Springs? Oor die vervalle toestand van die NG Kerk? Oor die vervalle toestand van gesinne? Oor die gevalle toestande? Miskien jouself. Kom ons wees eerlik, ons huil nie daaroor nie. Solank dit met my goed gaan en ek okay is en my sondes vergewe is, dan het ek 'n saak met die res. Is ons nog enigstens bekommerd oor mense wat vandag verlore gaan? Want sien, daar is 'n hemel en 'n hel. Is ons vandag nog bekommerd oor mense wat op pad is hel toe? Ek wil amper vir jou sê, 80% van die mense wat saam met jou werk, wat saam met jou by die skool is, leef nie in 'n lewende verhouding met die Here nie. Ken nie Jesus persoonlik as hulle verlosser en saligmaker nie. Ek weet, dis baie wyd en ek het geen statistiek wat dit staaf nie. Maar kom ek sê vir jou, baie naby aan 80% van die mense om ons is in 'n vervalle toestand. Jy sien, as ons wil begin om geestelike mure te herbou, dan begin dit by berou. Dit begin by 'n stikkende hart oor ons eie vervalle toestand, maar ook oor die vervalle toestand van die mense rondom jou. Die vervalle toestand, miskien binne jou familie op die oomblik. Jy weet van mense in jou familie wat in 'n vervalle toestand is wanneer dit kom by hulle verhouding by die Here. Die vervalle toestand van kollegas by jou werk. Die vervalle toestand miskien van mense in jou vriendekring wat heeltemal verby die Here leef. En die goed wat ek sê is nie iets niets nie, dit gebeur oral. Ons weet dit, ons sien dit, ons ken dit.
Mense, en dit begin by berou. Dit begin wanneer ek iets verstaan van God se stikkende hart vir stikkende mense. Dis waar ons moet begin. Hoe herbou ons die mure? Dit begin by 'n stikkende hart. Besef jy, daar was 'n dag waar God na hierdie stikkende wêreld gekyk het. Met 'n hart wat omgee, met oë van deernis, waar God jou en my raak gesien het. Met 'n hart vol liefde. Waar hy ons stikkend wees raak gesien het, waar hy ons gebroke toestand raak gesien het. Waar hy ons vervallendheid raak gesien het. En omdat God omgee, omdat hy ons liefhet, het hy besluit, ek gaan iets doen. En God het vanuit sy omgee, en vanuit sy liefde, en vanuit sy deernis met jou en my. Vanuit dit alles, kom sy verlossingsplan tot stand. Word dit 'n werklikheid. 'n Verlossingsplan vir 'n gebroke wêreld. God se omgee hart, wil ek amper vir jou sê, trigger die evangelie. En daarom kom Jesus aarde toe, hy verlaat die hemel. Hy word 'n mens, hy gaan deur 'n ontsettende lyding. Hy gaan sterf op die ou einde aan 'n kruis, in jou plek, in my plek, vir ons sondes. Hoekom? Omdat God ons gebrokenheid raak gesien het. Hoekom? Omdat God jou jammer gekry het, omdat God my jammer gekry het. En al wat ek en jy kan doen is om ons eie gebrokenheid te besef vandag. Ons eie vervalle toestand vir die Here te bely. Net te sê, Here, ek is jammer ook oor my sondes. Here, ek is jammer. Die mure om my eie lewe is in 'n toestand. Here, dit moet herbou word tot eer van U naam. Dis presies wat Nehemia doen. Hy bely sy sondes daar in vers 6 en 7. Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek U dienaar sonder ophou tot U bid. Ek bid vir U dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen U begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het U nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat U dienaar Moses gegee het. Hy bely hulle gebroke toestand voor die Here. Mense, dis waar ons moet begin. En hoor wat gebeur. Die Here verhoor sy gebed. Die Here stuur hom om die mure te herstel, fisies en geestelik. Hoekom was dit so belangrik dat die mure en dat Jerusalem herstel word? Want Jerusalem was in die Ou Testament die hart van die aanbiddingsplek van die volk van die Here. En dan kom die Here en hy openbaar stap vir stap. Nadat Nehemia berou gehad het, kom die Here en hy sê, okay, stap vir stap gaan ek nou vir jou wys. Hoe om hierdie geestelike mure en die fisiese mure te herstel. Miskien sit jy hier en jy weet van geestelike mure in jou lewe wat herstel moet word. En jou hart is stikken daaroor. Jy weet nie waarom te begin nie, maak soos Nehemia. Gaan sonder jou af. Spandeer tyd saam met die Here, bely jou eie tekortkominge. En gehoor wat die Here se plan is. Want die Here het altyd 'n plan. Hy het 'n plan met jou lewe, hy het 'n plan met my lewe. En hy wil sy plan aan ons openbaar. Nie een van ons is in staat om ons geestelike mure in eie krag te gaan bou nie, hoor mooi. Ek kan rondhardloop, ek het dit vanoggend weer besef in die konsistorie. Ek kan rondhardloop. Ek kan 200 mense probeer besoek. Dit gaan nie werk nie. Ons kan nie in eie krag mure herbou nie. Ons het die inspraak van die Heilige Gees nodig. Ons het die wysheid van die Heilige Gees nodig. Ons het die leiding van die Heilige Gees nodig. Ons het die herlewing van die Heilige Gees nodig. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Dis nie 'n krag wat deur ver is nie. Jesus self sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Om jou geestelike mure te herbou, ja, dit gaan tyd vat. Steentjie vir steentjie.
Oomblik vir oomblik, maar is 'n pad wat ek en jy saam met die Heilige Gees moet loop. Want die Heilige Gees gaan presies vir ons sê, dis wat jy nou gaan doen. Hy sal vir jou wys as daar goeters is wat besig is om jou geestelike mure af te breek. Kom ons sê byvoorbeeld onvergewingsgesindheid. Dan gaan die Heilige Gees dit 'n las op jou hart maak en vir jou sê, maar spreek daardie mense vry. Vergewe hulle. Moenie langer daardie las dra nie. Vergeet daarvan. Dis wat die Here doen. Kom ons sê jy sukkel dalk met 'n humeur wat die hele tyd opvlam. En ek weet dis amper half normaal. Ons almal sit met daai humeur wat opvlam. As die taksies vir jou inry, as ek weer môre in die verkeer is. O, Mata. Dis dan wanneer die Heilige Gees vir jou sê, my kind, raak kalm, jou geestelike mure is besig om afgebreek te word. Moenie val vir hierdie humeur nie. Raak rustig. Raak rustig. Hoe stadiger jy ry, hoe meer tyd het jy om te praise and worship. Sit jou radio klip hard in die kar. Luister gospel musiek. Worship die Here terwyl hulle lê stadig voor jou ploeter. Dis in elk geval niks wat jy daaraan kan doen nie. Maar gaan bely dit. Gaan hoor wat die Heilige Gees mee besig is. Want hy is op pad met elkeen van ons. Hy is op pad om geestelike mure te herstel. Dis 'n geestelike pad wat die Heilige Gees saam met jou en my wil stap, waar ek en jy gaan leer dat al ons krag van die Heilige Gees afkom en dat ek en jy absoluut afhanklik van die Here is. Op hierdie geestelike pad gaan ons die Here leer ken soos ons hom nog nooit voorheen leer ken het nie. Die Here gaan presies vir jou wys hoe jy jou geestelike mure kan herbou. Hy het 'n plan. Ons moet net die plan by hom gaan kry. Hy het 'n plan, want hy wil van jou en my tempels maak. Ek het nog so 'n prentjie saamgebring. Dis die Here se prentjie van hoe sy kinders moet lyk. Dis hoe ons moet lyk. Nie 'n vervalle gebou nie. Maar want ek en jy is mos 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in jou en in my. Kom ons laat hom toe om ons lewens te bou. Absoluut net tot eer en verheerliking van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil vandag maar net na U toe kom en sê, ons wil erken soos Nehemia. Dis nie hulle nie, ook ek het gesondig. Daar's ook ek het aandeel in die vervalle en die gebroke toestand waarin die kerk vandag is, die kerk van die Here Jesus, want ons is die kerk. Ons raak so maklik gewoond aan die dinge van die wêreld. Ons word net so kwaad soos wat die wêreld kwaad word en ons raak net so bitter soos wat die wêreld bitter raak. En ons dink dit is reg. Here, dit is nie reg nie. Ons wil vanoggend na U toe kom en ons wil bely dat ook ons, die kerk, U kinders se lewens baie keer in 'n vervalle toestand is. En dat ons vandag nodig het, Here, dat U ons mure sal herbou deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Here, ons kan nie passief sit en net die vinger wys en dis hierdie een en dis daardie een nie. Here, ons wil vanoggend soos Nehemia maak, ons wil by onsself begin. En ons wil vra, Heilige Gees, wys nou vir ons, wat is daar in ons lewens wat besig is om ons mure af te breek? En ons wil dit voor U bely. Jy weet vanoggend, die Heilige Gees wys vir jou hierdie ding. Miskien is dit net die feit dat julle as 'n gesin nie saam bid en saam Bybel lees nie. Miskien is dit net die feit dat jy nog met 'n stuk seer sit of 'n bitterheid sit oor iets wat iemand in die verlede gedoen het. Bely dit voor die Here. Bring dit na hom toe. Sê vir hom, Heilige Gees, hier het ek die krag nodig. Hier het ek die inspraak nodig. Ek wil volkome vergewe. Here, ons wil volkome vergewe. Ons wil, soos Joshua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Here, sal U ons help, Heilige Gees, om geestelike mure te bou en te herbou tot eer van U naam. Sodat ons die tempels kan wees, Heilige Gees, waarin U woon.
Dankie dat ons dit vir U mag vra vandag. Kom heel ons, kom herstel ons, kom bring ons op die plek waar U wil hê ons moet leef. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied en ek wil vir jou vra, as jy vanoggend gevoel het die Here het met jou gepraat en met my gepraat, om hierdie lied te sing, om vir die Heilige Gees die beheer oor te gee, om vir die Heilige Gees te sê, kom leef in my. Ek wil U tempel wees, Here, ek wil vra dat U die geestelike mure in my huis, nie net my eie lewe nie, ook my huisgesin, die mure in my huwelik, dat U die mure sal herbou, tot eer van U naam. Dan wil ek jou uitnooi om hierdie lied saam te sing, net te sê, Heilige Gees, ek gee oor, kom leef in my. Kom ons sing hierdie lied tot eer van die Here. Ek is honger en ek dors na U, U maak als my gaf en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Ek gee my hart, kom leef U droom deur my. Weet, die Here sal jou seën. Die Here sal jou beskerm. Weet, jy is verskriklik kosbaar vir hom. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Maar hy sal ook sy aangesig na jou toe draai en vir jou sy vrede gee. Amen. Seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede
geseënde week hê. Ek wil sê daar is koffie en tee. So as jy nou baie koud kry, kom drink gou koffies. Dit gaan jou lekker warm maak. En kinders, dis tyd vir sonnaarskool. Gaan maar na julle klassies toe. As daar nuwe kinders is, altyd hier voor, maar ek dink almal is reg. Daar was nie nuwe besoekers met kinders nie, so kom ons verdaag. Baie dankie. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. And still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. Come, and now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. Come, and now is the time to worship.